Kleintjie, toe kom nou hier. Ons gaan weer terug huis toe. Ons gaan in die berge bly. Heidi, waar is jy? Ek kom, oupa. Nou goed, kleintjie, dan moet jy maar hier bly. Ek gaan sonder jou. Dit word nou laat, jong. Toe die bokkie uiteindelik besluit om saam te gaan, kon Heidi en haar oupa in die pad val. Ek hoor julle gaan weer in die berge woon. Ja, Tannie, dis mos weer lente. Totsiens. Sien ons julle volgende winter weer hieronder. Ja, ek dink so, Tannie. Oupa het gesê ons sal. Wag 'n bietjie, Heidi. Hierso, 'n paar beskuitjies vir die pad. Baie, baie dankie, Tannie. Totsiens, Heidi. Sal jy darm nog skool toe kom? Natuurlik. Totsiens julle. Sy's gelukkig. Weet kleintjie, dit is lekker om hier te bly, maar dit is so heerlik om weer huis toe te gaan. Daar's hulle weer, ouma. Hulle kom terug. Ja? Goeiemôre. Ons kom weer terug huis toe. Goeiemôre, ouma. Goeiemôre, Heidi. Tannie in die dorp het my die beskuitjies gegee. Dis vir ouma. Nee, baie dankie, Heidi. Hou jy hulle maar. Dis mos joune. Ag nee, dis ouma se. Waar's Pieter? Hy het gehout soek, Heidi. Miskien kry jy hom ergens in die woud. Miskien ja. Ek moet nou gaan, ouma. Totsiens. Totsiens. Pieter sal bly wees dat hulle weer terug is. Kyk, ons is terug, oupa. Kom, kleintjie, vinniger. Kleintjie, ons is by die huis. Kleintjie? Kleintjie? Kleintjie. O, nou sien ek. Jy het op die sneeu gegly. My liewe dennebome. Kleintjie, hoor jy die wind in die takke? Hulle groet ons, kleintjie. Het oupa die denne gehoor, hulle reis? Ja, by die huis. Ek gaan gou boontoe, oupa. Kom, kleintjie. Amper klaar. Daar sê. Sjoe, dis lekker. Juffrou Clara, wat's fout met die vleis? Is dit te taai? Ek sien honger nie, ek wil nie eet nie. Wat bedoel jy? Wat 'n eienaardige gedrag is dit nou ewe skielik, Juffrou Clara. Jy moet eet 3 maal per dag gereeld. Dit is goed vir jou gesondheid. Liewe Clara, almal wens dat jy vir ons wil kom kuier. Oupa, Josef, Schwenli, Berlie en kleintjie. Ons wil so graag vir jou wys hoe mooi dit hier is. Ek het hierdie lente al 3 arende gesien. Meestal lê ek en Pieter in die lang gras en slaap in die son. Ek het al weer gegroei en is lekker bruin gebrand. Ja, kom binne. Wat is fout, Juffrou Clara? Ek het onder die deur gesien dat jou lig nog brand. Ek kan nie slaap nie. Hoe kan ek vir jou 'n bietjie melk warm maak of 'n glas suikerwater bring? Nee, is nie nodig nie. Ek sal wel aan die slaap raak. Goeienaand, juffrou Rottenmeier. Jou
Ouma was reg. As jy hier by ons kan bly, sal jy sommer gou gesond word en ek weet dat jy daarvan sal hou. Onthou jy nog die middag in die woud? Jy het so baie van die warm sonlig gehou. En onthou jy hoeveel blomme daar was? Jy sal dit miskien nie glo nie, maar hier is daar nog baie duisende blomme meer. Sebastian, waar's jy? Ek kom. Ja, juffrou. Dis belangrik dat ek dadelik met juffrou Rottenmeier praat, nie my na haar toe asseblief. Sekerlik, juffrou. Graag. Is die son vir jou te warm, juffrou Clara? Nee, juffrou Rottenmeier, maar ons moet nou dadelik 'n brief aan my vader skryf. Wat? Het daar iets belangriks gebeur? Nee, maar ek moet hom aan iets herinner. Hy het my laas toe hy hier was iets beloof, maar hy het seker daarvan vergeet. So? En wat het hy beloof? Hy het gesê dat ek in die berge mag gaan kuier. Ja, is dit wat hy jou beloof het? Juffrou Clara, ek verstaan nie wat jy sê nie. Probeer jy my om die bos lei? Jou vader kon nooit so 'n onsinnige ding beloof het nie. Nooit. O ja, hy het. Toe hy die destyds vertrek het, het hy my beloof dat sodra dit weer lente is, ek vir haar kan gaan kuier. Het jy miskien al daarin gedink hoe jy daar gaan kom? Die berge is nie juis aan die ander kant van die myn geleë nie. Ek weet ek is nie onnoosel nie. Juffrou Clara, jou taal is verskriklik. Ek gee nie om as dit verskriklik is nie. Ek gaan dadelik vir my vader skryf. Ek verbied jou om so met my te praat. Of is dit te veel gevra dat jy my 'n bietjie meer respek betoon? Dink asseblief daaroor na, my kind. Sebastian, Ja, juffrou. neem haar asseblief na haar kamer toe. Juffrou Clara wil oor iets nadink. Ja. Dis my derde een. Dink oupa Clara het al my brief gekry, die laaste brief, die lang ene. Hy het seker al 'n week gelede aangekom. Ek hoop sy kan my handskrif lees. Ja, ek wonder nou ook al oor jou handskrif. Dink oupa ek behoort die brief mooi netjies oor te skryf. Nee, ek het sommer net 'n grappie gemaak. Ek is seker sy sê jou gekrap geonsyfer. Dan weet sy altyd ons haar genooi het om te kom kuier. Ek hoop sy kom gou. Ons sal lekker wees. Kom binne. Ek wag al 15 minute lank vir jou in die eetkamer. Jou sop is reeds koud, juffrou Clara. Ag, Ekskuus, is dit moontlik dat jy gesê het? ek sal eers weer iets eet as jy die brief geskryf het. Ag nee, ek kan dit net nie glo nie. Jy is onredelik, juffrou Clara. En ek is jammer om dit te sê, ongehoorsaam. Jy is intelligent genoeg om te weet wat dit vir jou sal inhou. Ek weet dit baie goed en ek gee ook nie om nie. Ek is ontsteld, geskok en uiters teleurgesteld. So iets het ek nooit van jou verwag nie. Ek gee nie om nie. Ekskuus. Ag, moet nou nie maak asof jy dit nie verstaan het nie. Ek wil hê jy moet nou daardie brief skryf. Wees tog nou verstandig. Ek kan nie. Hoekom nie? Natuurlik kan u. Dan weier ek om te eet totdat u aan my vader geskryf het. Maar ek Nou goed. Ek sal jou vader vra om dadelik huis toe te kom, dan kan hy self besluit. Ek kan nie daarvoor die verantwoordelikheid dra nie. Dankie. Gaan u regtig skryf? U sal nie weer van plan verander nie. Ja, ek sal skryf jy het gewen, maar ek sal ook skryf dat ek nie saamstem Ag, nie. skryf asseblief nog vanaand die brief. Dan kan ons hom sommer môre al pos. Dankie. Ja, goed. Sebastian, ek is honger. Heidi! Goeiemôre. Het die posbode vandag vir jou brief vir my gegee, Pieter? Nee, hoekom sou hy, hè? Dan kan Clara tog nie my handskrif lees nie. Ag, natuurlik Clara. Jy kan tog nie vir my skryf nie. En jy kan bly wees, Heidi. Jy sou my handskrif in elk geval nie kon lees nie. Haha.
Sê my, wat is dit met jou? Jy begin nou stadig op my senuwees werk. Ek kan niks aan doen nie. Wat is dit met jou? Kom jy saam? Nee, ek gaan nie verder saam met jou nie. Ek gaan huis toe. Ek moet 'n brief gaan skryf. Ag, jy's laf. Goed, dan se klaf. Ek het dit nie so bedoel nie. Hi, wat maak jy hier? Nee, kleintjie, jy hoort by jou trop. Eet nou lekker sodat jy kan groot word. Toe. Nee, ek het nie vandag tyd om met jou te speel nie. Gaan speel met die ander kleintjie. Weg is jy. Weg is jy. Simpel meisiekant. Verklaar dan gooi sy ons sommer weg soos 'n vrot vel. Ek hoop dit gaan goed met jou. Met my gaan dit ook goed. Hierdie keer behoort jy my skrifte kan lees. Ek is weer by die huis. Clara. Eindelik, pappa. Ja, nee, jy lyk baie gesond, my kind. Ek het verwag dat jy sou bleek wees. Juffrou Rottenmeier het geskryf dat jy nie wil eet nie. Wat maak keer? Ek wou nie eet nie. Ek was bang pappa het die belofte vergeet wat pappa laas gemaak het. Pappa het nie vergeet nie, nee. En wat laat jou so dink? Clara, ek wou juis nog met jou praat daaroor. Dis nie nodig nie, ek wil vir Heidi gaan kuier. Maar wie sê dat jy dit nie kan doen nie, my kind? Ja, maar hoekom moet ons dan praat? Omdat ek wil hê jy moet verstaan dat ek tog eers met die dokter daaroor moet praat. Hy sal moet besluit of jy mag gaan. Net hy weet wat vir jou gesondheid goed is en of jy mag gaan of nie, Clara. Ek was 'n domkop toe ek gedink het pappa sal die belofte nakom. My liewe Clara, wat anders kan ek doen? Pappa moet maar net die belofte nakom, is al wat ek wil hê. Toe nou, jy's baie kwaai en onregverdig, Clara, weet jy dit? Ek weet wat ek beloof het en ek sal my belofte hou. Ek wil vir Heidi sien, pappa. Asseblief. Ja, Sebastian, Die dokter is hier, meneer Seseman. moenie bekommerd wees nie. Ons sal 'n oplossing vind. Ek hoop so, pappa. Al hierdie somervakansie beplan, dokter. U gaan mos altyd in die somer weg, nie waar nie? Ja, gewoonlik, maar hierdie jaar weet ek nie waarheen nie. Miskien die Noordsee of die Oostsee. Gesondheid. Ek het nog nie besluit nie. Ek weet nie hoe die weer sal wees nie. Ja, ek het onlangs gehoor dat die hele reeks vakansieeilande aan ons noordelike kus baie gewild is. Ja, ek het ook al daaraan gedink. Maar u het gelyk. Die weer kan baie onstuimig wees. Het u al Baden-Baden oorweeg? My moeder was verlede jaar daar en sy het dit baie aangenaam gevind. Ja, na 'n badplaas. Dan's daar ook nog Wiesbaden. Dis 'n goeie idee. Vrede, rus en warm bronne. Ek dink ek het rede om vir u dankie te sê, meneer Seseman. Wiesbaden is nogal 'n mooi dorpie en ek hoef nie eers ver te reis nie. Ek het nog 'n ander idee, dokter. Ja, u maak my nuuskierig. En waarheen stuur u my? Na die Alpe. Wat? Ek het 10 jaar lank elke somer in die Alpe vakansie gehou. Dis baie mooi daar. Heerlike vars blomme, beeste, bokke. Maar ek wou eintlik weer iets nuuts sien. As dit so mooi is in die berge, sou dit dan nie 'n goeie vakansieoord vir ons Clara wees nie. Vir die dogter. Wel, klimaatsverandering sal haar nogal goed doen, maar ek weet nie of dit die beste vir haar is nie. Ek is oortuig daarvan dat die vars lug, die kalmte, rus en goeie melk vir haar goed sal wees, maar daar kan sy haar rolstoel nie gebruik nie. Die paaie is styl en nou en nie geteer nie. Miskien kan die probleem nog opgelos word, maar ek is bang vir die steil afgronde. Dan sê u nee. Ek dink u het my nie sonder 'n rede gevra nie. Ongelukkig, weet jy ek kos vergeet daarvan.
Ja, dis net so, dokter. Wat? Het u nie net nou gesê u gaan berge toe nie? Ek? Natuurlik. In elk geval is belangrik dat u môre al gaan. Môre al. Ja, iemand moet gaan kyk hoe Heidi se tuiste lyk. U wil met vakansie gaan, u het self so gesê, is daar enige rede hoekom u nie berge toe kan gaan nie? En sommer môre al. Maar ek het nog nie eers besluit nie. Maar dokter, ek verstaan u nie. Net nou het u soos 'n jong skoolseun oor die berge gepraat en nou huiwer u skielik. Ja, maar meneer Seseman, Geen wonder nie. Ek het Clara beloof dat sy vir Heidi kan gaan kuier. En 'n belofte moet 'n mens na. meneer Seseman, maar meneer Seseman. Clara, Pappa, goeiemôre. Môre. ek het nuus vir jou wat jou baie bly sal maak. Ons het 'n oplossing gevind. Die dokter gaan kyk hoe dit daar by Maar Heidi dis nie lyk. waar nie. Die dokter? Nee, ek het nog nie besluit dat ek gaan nie. Natuurlik. Moenie bekommerd wees nie, hy gaan. Hy sal vir Heidi en haar oupa gaan kuier en kyk of jy ook kan gaan. En wat sê jy daarvan? Niks nie. Clara Seseman. Nou stel jy my alweer teleur en ek het verwag dat jy sou bly wees. Wat doen jy? Jy's ongelukkig. Ja. En sien nou die dokter hou nie van die plek nie, wat dan? Ek weet, dan mag ek nie gaan nie. Dis wat pa bedoel. Maar ek wil vir Heidi sien. Ons sal wel aan iets dink. Clara, glo my asseblief. Ek kan verstaan dat jy teleurgesteld is, maar wees geduldig. Geduldig. Op die oomblik is ons enigste probleem om vir jou 'n ordentlike blyplek te vind. Clara, ek kan jou nie sommer oornag berge toe laat gaan nie. Ons moet eers voorbereidings tref. Dis maar net weer nog 'n verskoning. Verskoon my asseblief, dokter. Maar sal jy probeer om 'n oplossing te vind? Kyk tog mooi na die plek. Dan kan jy my vertel hoe dit daar lyk. Ek wil graag weet of dit regtig so mooi is soos wat Heidi my vertel het. Ouma, kom asseblief weer hiernatoe voordat u vertrek. Ek wil graag vir hulle geskenke stuur. U weet, Heidi het my reeds vertel wat al haar vriende graag wil hê. Haar oupa hou glo van tabak vir sy pyp. Nou goed, pak maar alles in. Ek sal groete sê en die geskenke vir hulle gee. Dankie, dokter. Heidi sal treurig wees omdat ek nie saamkom nie. En ek sê asseblief vir haar dat ek haar nie vergeet het nie. En verduidelik dat dit nie my skuld is nie. Ek wou graag kom. Tja, goed ek sal. Ek is seker Heidi sal verstaan. Ja, sy's 'n goeie vriendin. Moenie huil nie. Ek is al so nuuskierig om te hoor wat u my vandag gaan vertel. Jy lyk sommer al klaar beter, my kind. En jy lag weer. Dokter, gaan pak jou tas. Ja, Goed so. Ek sal juffrou Rottenmeier na jou toe stuur sodat julle oor die geskenke kan gesels. Ja, en sy moet ons grootste tas op die zolder gaan soek. Môre Pieter, sê my het jy vandag 'n brief van my gekry? Ja! Eintlik sy het geskryf. Klaar het my brief geskryf. Ek hoop is 'n lang ene. Môre? As jy weer sê ek slap, praat ek nie met jou nie. Sal jy weer nie, maar wil jy nie jou brief hê nie? Is dit 'n lang een? Hoe moet ek weer? Gee gou hier aan maak ons hom oop. Ag Pieter, ek het so lank vir hom gewag. Ja, dit kan jy weer sê. Ja, ek weet. My liewe vriendin Heidi, baie dankie vir al jou briewe. Hoe gaan dit? Met my gaan dit goed. Ek het nuus vir jou. Die dokter kom by jou kuier in die berge. Clara kom saam met die dokter. Oupa! Clara skryf dat sy saam met die dokter kom. Ek het al klaar die geskenke ingepak. Vir jou is daar 'n warm jas vir die winter, vir Pieter se ouma 'n serp en tabak vir jou oupa. En omdat jy gesê het dat Pieter so baie eet, stuur ek vir hom 'n paar worsies saam. Dis lekker. Hulle is lekker, maar hulle smaak anders as die wat ons altyd hier eet. Ja, so waar hè? Miskien sommer 'n hele klomp. 'n Hele tas vol. 'n Hele tas. Moenie dadelik almal vir hom gee nie, anders eet hy dit met een slag op. Staan dit daar? Natuurlik staan dit hier. Dink jy miskien ek het dit uit my duim uitgesuig? Moenie dadelik almal vir hom gee nie, anders eet hy dit met een slag op. Dis wat hier staan. Jy kan maar self kyk, maar jy kan mos nie lees nie. Natuurlik kan ek mos nie so vinnig nie. Ek sien al so daarna uit om jou eendag weer te sien, Heidi. En ek wil so graag jou oupa en vir Pieter ontmoet.
En nou, Heidi, is jy uiteindelik tevrede? Julle weet nie hoe nie. Clara kom, Clara kom, Clara kom. Heidi het Clara se brief heeltemal misverstaan. Miskien was dit omdat sy nie kon droom dat Clara nie sou kon kom nie. Clara het net geskryf dat sy al die geskenke saam met die dokter sou stuur. Maar dit het Heidi nie raak gesien nie. Elke oggend, nes Heidi haar oë oopmaak, het sy gehoop dat Pieter 'n nuwe brief sou bring, waarin Clara haar vertrek uit Frankfurt aankondig. Maar in plaas van die brief, het die dokter toegekom. Pieter het hom eendag ontmoet toe hy met die bokke op pad Weiveld toe was. En toe hy begryp wie die vreemdeling is, neem hy hom toe na Heidi en oupa. Heidi was teleurgesteld en ontroostbaar dat Clara nie saamgekom het nie. Die dokter het toe met behulp van 'n melkemmer verduidelik hoe gevaarlik dit vir 'n meisie in 'n rolstoel in die berge is. Maar dit was maar moeilik om Heidi te oortuig. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi.